Inspirerende geselskap. 33 minute oor 10. Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Is tyd vir jou kopskuif gesprek saam met my Carla Burger en vanoggend ook is saam met Renier Cronje. Dit gaan 'n lekker een wees. So ons weet hierdie tyd van die jaar, daar's liefde in die lug, dis Valentynsweek, dis lekker, maar baie keer kom ons, daar's 'n nuwe tendens, kom ek agter, wat dit voel vir my, en dis my persoonlike opinie, dat dit elke jaar willer en willer word, en dit is hoe vinnig jong mense opbreek, of hoe maklik jong mense opbreek, en natuurlik alles wat daarmee saamgaan, of dit kan beïnvloed, soos byvoorbeeld persoonlikheidstipes. En ek gesels nou met Renier Cronje, 'n gekwalifiseerde lewensafrigter en geakkrediteerde Enneagram, 'n praktisyn, oor presies hoekom hierdie is, waar dit vandaan kom en wat dit als kan beïnvloed. Goeiemôre Renier, hoe gaan dit met jou? Goeiemôre Carla, goed dankie, en ja, jy groet uit 'n klammerige koel Kaap. Is dit koelerig daar by julle vandag? Ja, ons is sagte motorentjie, maar dis heerlik. Ag, lieflik man, julle is besig om voor te berei vir die winter met al julle natreen daar. Net so, en lekker om saam met al die Pretoriaaners te kuier. Ek kom te min daarbo. Dit is 'n goeie rede om te kom kuier, nee. Net so. Renier, ek wil reguit inspring en ons gaan 'n bietjie gesels oor hoekom jong mense so maklik opbreek, maar ook die persoonlikheidstipes en die addisionele goed wat bydra tot hierdie, ek wil dit nie 'n probleem noem nie, maar tot hierdie uitdaging. Maar hoe beïnvloed persoonlikheidseienskappe die manier waarop mense romantiese maats kies? Dit het 'n geweldige groot impak, en as ek dan ter inleiding of net in 'n ligte nederige noot, weet jy, ons almal as mense is maar bietjie irrasioneel en onnoosel as dit hierdie area kom. So dis baie belangrik dat ons nie na kyk as 'n probleem nie. Het ons diepste oorlewingsdryfvere binne ons brein en senuweestelsel kom hier te sprake. Ons grootste vreugde en ook ons grootste seer en teleurstellings. Dit is 'n geweldige komplekse area, en ek dink ook net op daardie noot ook, as ons nou na hierdie patrone kyk, dis nie om met ferm oë van oordeel te kyk na onsself en ander nie. Dit is juis om te kom met hierdie sagte deernis en nuuskierigheid en hierdie bietjie meer genade vir ons self te hê. Nou, as ek werk met die Enneagramstelsel en ons kyk na 9 verskillende persoonlikheidsdryfvere, kerndryfvere wat lê agter al jou gedrag. En as ek dan net binne oomblikke dan deur al 9 gaan jy al reeds sien, binne elke dryfveer wat jou lewe rig, is daar reeds 'n stuk wanbalans. Sure. En in my wanbalans gaan ek en soek ek 'n maat, want ek het tekortkominge en blinde kolle, en soek ek 'n maat, en dis wonderlik tot op 'n punt, maar dan daai selfde maat weer met hulle dryf op 'n punt sien ek weer as 'n bedreiging, en word my grootste en pyn weer gesneller, en dis hierdie dinamika wat een en weer speel, en die grootste uitdaging van ons tyd is juis om met 'n veilige konteks te skep waar binne 'n verhouding kan groei, en dis weer eens dis die tyd waarin ons leef van sosiale media, en alles is vinnig en kits, en wat die senuweestelsel, jou lyf nodig het om veilig te voel is rustig en stadig, en jy kan dit nie jaag nie. En as jy kyk na al die online platforms, weet elke persoon gesels met 10 of 30 ander persone, soos jy nie vinnige move maak nie, weet dan is jou kans verby. En al die hele online wêreld is net so sleg vir alles wat goed en volhoubaar is vir gesonde verhoudings. Oh, wow. En voor ons gaan nou 'n bietjie dieper delf in die verskillende persoonlikheidstipes, en daar is baie verskillende toetse daar buite, maar die Enneagram toets, en ek gebruik nou die Engelse naam daarvoor, was vir my tot dusver die effektiefste, en ek dink mens kan dit op soveel verskillende fasette van jou lewe toepas. Ek bedoel, as jy jou eie persoonlikheid ken, jy ken jouself, kan jy ook natuurlik 'n beter lewensmaat wees. Maar Renier, kan 2 mense met baie verskillende persoonlikhede 'n gesonde verhouding hê? Ek wil eers so skertsend sê glad nie, maar is heeltemal tonnetjies. Weet jy, aan die einde van die dag, ons kies iemand wat anders is as ons, want dit is waarin die diversiteit lê, en dit is waarin die gesonde spanwerk lê. Ons leer by mekaar. En as ek kyk na die 9 verskillende Enneagramtipes, enige nommer kan in 'n gesonde verhouding wees met 'n ander nommer. En die vraag is net, tot watter mate het elkeen van ons, het elkeen van jy en jou maat, die kapasiteit en gewilligheid vir 'n gesonde volwasse verhouding. Sure. Want dit vat die gewilligheid om te kommunikeer. Ek gaan my mure moet laat sak en oor sekere behoeftes gesels. En juis in die kitswêreld waar ons onsself vind,
klim ons of juist te maklik uit, want ons weet nie hoe om met ongemak, ons weet nie hoe om ongemak te hanteer nie. Ek kan onmiddellik net 'n pizza bestel of iets aflaai op Netflix om 'n moeilike gesprek te hê, om te sê, weet jy wat, dit wat jy gesê het nou regtig seer gemaak. Sal asseblief, wat het jy bedoel? Watter uitkoms het jy voorgehoop? Want die realistiese verwagting binne verhouding is, ons gaan mekaar se diepste vrese en pyn stalle. Die gedagte van dat ek en jy net of ek en my maat, jy en jou maat, net die hele tyd in harmonie gaan leef en hierdie lekker tye saam gaan hê, dit gebeur nie. Dit gebeur dalk in 'n fliek of in jou fantasie droomwêreld, nie in die menslike wêreld waar ons almal krom en skewe takke het en die wind waai en ons raak gestres en ons angs en depressie en ons medikasie en kroniese siektes en ons soveel komplekse faktore wat inspel. En ja, vir my, vir jou, alles wat ons beleef is so persoonlik. Maar net soos die ander persoon weer in 'n ander wêreld van hulle stressors en hulle vrese en probeer ek net oorleef en die beste doen binne hulle kapasiteit. Ja. En op die noot van konflik, Renier, hoe vorm persoonlikheid dan die manier waarop ons konflik in 'n verhouding hanteer? Want dit is inevitable. So as ons kyk na die enneagram in die 9 dryfvere, juist die rigting waarna elke dryfveer loop, voorspel al reeds waar konflik gaan gebeur. En dan ook binne en gaan kyk ons hier is 'n spesifieke konflikstyle wat uitspeel. En ek dink Karl dat ek wil dalk so baie nou vinnig net deur die 9 hardloop. Asseblief, ja. So en net om ons gewoontepatrone juist in die konteks van verhouding groei uit te daag, begin ek by nommer 8. So die nommer 8 is die uitdager en die 8 dryfveer sê ek moet altyd sterk en in beheer wees. Nou, wat is die wanbalans daar? As ek altyd sterk en beheer moet wees, ek mag nooit broos of swak wees nie. So nou kan jy onmiddellik dink, die ander maat, ek wil nie die hele tyd beheer word deur jou nie. So net die een se dryf skep al reeds dalk konflik. En so ek kan nou net hier bietjie uitgebrei, maar sê wat die vredemaker, die nommer 9 gaan, daar moet altyd stabiliteit en vrede wees. Die 1 hervormer, ek moet altyd 'n goeie mens wees en die regte ding doen. Die 2 helper, ek moet altyd behulpsaam wees. Die 3 presteerder, ek moet altyd wen en suksesvol wees. Die 4 individualis, ek moet altyd uniek en eg en merkwaardig wees. Die 5 ondersoeker, ek moet altyd kundig wees. Die laaste 2 kies, die 6 loyalis, ek en my groep moet altyd veilig wees en ek moet sekerheid hê. Die 7, die laaste een, genotsoeker, die lewe moet altyd vol pret en positiewe moontlikhede wees. Sjoe. En kyk, so net daar, so, ja. Daar kan ek reeds sien, sorry, Renier, net so vinnig soos wat jy noem, sekere mense gaan of sekere persoonlikhede, soos jy dit nou genoem het, soos jy dit noem, kan ek sien, hierdie is die tipe mense wat in hierdie beroep sal ingaan. Hierdie is die tipe mense wat dalk in konflik kan wees met hierdie persoonlikheidstipe. Net soos jy van hulle praat. Kom eens agter dat ek neem aan sekere verhoudings met sekere persoonlikhede, gaan jy vanselfsprekend vir jouself dinge moeilik maak as 2 verhoudings of met 2 persoonlikhede saam in 'n verhouding is. Verseker, as ons nou juist kyk, weet nie een kant wat ons aangetrokke maak, weet daar's juist ons almal het onvoltooide bagasie en wonde binne ons. So nou die nommer 1 hervormer, ek doen altyd dinge goed en reg, en dan die 7 genotsoeker, die lewe moet altyd pret wees en vol moontlikhede. So die 1 ontmoet nou die persoon wat die hele tyd pret het en hulle het hulle self nooit toegelaat om te ontspan en die lewe te geniet. So dis wonderlik. So saam met die maat begin hulle die lewe meer te geniet tot op 'n punt dan wat hulle eie goed inskop van nee, ons moet nou verantwoordelik wees. Nee, jy gaan nou heeltemal te ver. Dit is die regte ding wat jy dinge moet doen. En daar begin die konflik nou soos die dryfvere in verskillende rigtings gaan. En weer al belang van hierdie is nie 'n probleem nie en dis nie 'n fout nie. Nie een van hierdie patrone is beter of slegter as 'n ander een nie. En so daar's niks dit is hier en ek en jy moet bewus raak van ons patrone en ons volwasse reis is om die patroon meer gesond in myself te bestuur en dan ook, as ons albei na 'n plek is wat ons bereid is om individueel te groei, kan ons dit ook gesamentlik meer gesond bestuur. Want dan kan ons gesels oor ons grense. Want die 7 genotsoeker moet dan gereeld uitgaan en die lewe geniet en die een het behoefte aan meer struktuur en meer orde en meer beplanning ensovoorts. En hierdie goed gaan met tyd te mekaar gaan. Natuurlijk. En ons gaan 'n vinnige breek vat net hierna en hier. Daai wat jy nou toevallig beskryf het, so ek is 'n 7.
as ek nou so vinnig het na buite kan sê. En my iemand met wie ek uitgegaan het in die verlede was 'n een. En dit het presies Ek het dit dit nie geweet nie. ek beloof jou presies dit wat jy nou net gesê het gebeur in ons verhouding. So baie akkuraat, maar ons gesels net en dan weer verder. Ons gaan 'n vinnige breek vat. Ek gesels met Renier Cronje, gekwalifiseerde lewensafrigter en geakkrediteerde Enneagram, 'n praktisyn. Met Carla op Pretoria FM. Jou geselskap van 10 tot 12. En jy luister Kopskuif op Pretoria FM. Ons gesels oor hoekom jong mense so maklik opbreek en persoonlikheidstipes se inspreek natuurlik op dit ook. En saam met my om daar te gesels is Renier Cronje, 'n gekwalifiseerde lewensafrigter en geakkrediteerde Enneagram, 'n praktisyn. Renier, ons het nou so vinnig gesels oor en dit was regtig per toeval gewees. Ek weet nie of die mense dit gaan glo of nie, maar dit was regtig per toeval. Toe ons nou gesels het van ek wat 'n nommer 7 Enneagram persoonlikheidstipe is en iemand met wie ek in die verlede uit te gaan het wat die een was. En hoe dit baie lekker, dis avontuurlustig in die begin en jy sien daai gedeelte in iemand anders wat jy nie noodwendig in jouself sien nie. Maar op die einde van die dag kom daar wrywing juis as gevolg van die ding wat jy eers regtig van gehou het in iemand. Hoekom gebeur dit? Net om weer te koppel met hierdie is ons diepste dryfveer en my dryfveer sê vir my om te oorleef in die wêreld moet my patroon so uitspeel. So die een se dryf sê om te oorleef moet ek altyd 'n goeie mens wees en verantwoordelik wees. Die 7 sê vir my om te oorleef moet ek altyd pret hê en opsies hê en volmoontlikhede en moenie my in enige verantwoordelike boksie probeer opsluit nie. En deel van ons groeireis dan juist is om te kan sien hoe hierdie ding wat ons dink ons moet help oorleef, het juist ons tronk geraak. En so die gedagte hier is nie om vir jou in 'n boksie te sit nie. Dit is al om natuurlik te wys, jou dryfvere gaan lei na konflikte waar jy vasgevang is in die wanbalans van jou dryf. Want in die groei van die lewe is hierdie give and take. Ja, ek mik om 'n goeie mens te wees en ek gaan opreg leef, maar ek gaan ook foute maak. En foute maak is deel van mens wees en dit is deel van my groei. Alles hoef nie perfek te wees nie. Daar hoef nie die hele tyd orde te wees nie. En die 7 dan, weet jy, pyn en hartseer is deel van die lewe. So as ek die hele tyd leef met die dryf van ek moet alle pyn en hartseer onderdruk en ignoreer, onderdruk ek ook die volheid van die lewe, want op die eind om die hele tyd pyn te onderdruk, lei weer na in die mees ekstreem na depressie, maar ek blok eintlik ook uit juist die vergenoegdheid en vervoltheid van die lewe as ek sekere aspekte die hele tyd uitblok en uitdruk. Oh wow. En eintlik is ons as mekaar dan spieëls vir ons mees volwasse self en ons mees wyse self en dis nou gegeewe altyd plek is wat hulle die kapasiteit het en gewillig is, kom ons groei saam. Kom ons gaan sit as spanmaats langs mekaar en ons kyk saam na hierdie patrone en ons tackle dit saam. Ons is nie nou vyande, want terwyl ek vasgevang is in my patroon, is jy die vyand. Jy's letterlik die vyand van my brein. Jy's 'n bedreiging vir my oorlewing. En daarom gaan die goed so diep en vir enige paartjie wat op 'n moeilike plek is, asseblief kruip, want ons diepste vrese, dit is nie iets wat jy alleen kan face nie en is ook nie iets en as jy nie in 'n verhouding is ook hierdie tipe dinge ook, jy kan dit nie net op jou eie aanspreek hê. Dit is 'n afrigter soos myself of 'n terapeut, maar asseblief hierdie goeters gaan geweldig diep. Ja. En as ek so vinnig 'n bietjie vorentoe kan spring om te gesels spesifiek oor jong mense en die invloed wat dit op hulle verhoudings het. Hoekom dink jy Renier breek jonger mense deesdae so maklik op as dinge skeefloop in 'n verhouding? Weet jy Carla, ek dink was 'n paar redes, maar ek dink die grootste is maar die konteks waarin ons leef. So ons almal leef in hierdie digitale dobbelmasjien en dink hoe jonger jy is, hoe meer het jy hiermee groot geword van jy veer die hele dag met jou vinger oor 'n foon en ons almal het 'n mate van dopamien uitputting en is die hele tyd hierdie dopamien belonings vir goed wat ek beleef op sosiale media of in die online dating platforms en die hartsverskeurende ding is in terme van gesonde verhoudings. Wanneer ek saam met iemand dan sit wat moontlik 'n gesonde pasmaat vir my kan wees, kan ek dit beleef as vervelig. Sure. Want stadig en rustig, wat die tempo is van die senuweestelsel waar
'n veilige kameraadskap kan begin groei en rustige pad vat en hande vashou en die oksitosien begin afskei en die liefdeshormoon begin vorm. Al daai goed vat tyd en stadig en al daai, so die veilige fondasie wat vir jou vertrekpunt kan gee vir 'n volwasse, stabiele, volhoubare verhouding word nie geondersteun deur die wêreld, die aanlyn wêreld waarin ons leef nie. Want ons 30 matches met wie ek nog verder kan gesels. Een dingetjie wat na een van jou vrese, een van jou weet jy's nommer 9 vredemaker, die persoon se een dingetjie wat en jy nie van die konflik nie, okay, ek beweeg aan. So ek wil amper sê en die hele ironie is, ek dink juist in ons tyd, ons almal van tussen 25 en 45 kommunikeer beter as ons ouers, het beter vaardighede. Maar ons ouers het groot geword in 'n wêreld waar hulle nie al hierdie afleidings gehad het en daar was meer behoudende strukture wat gehelp het dat verhoudings veilig bly. En natuurlik is ek baie bly vandag dat enigiemand wat in situasies waar hulle mishandeling beleef het, hulle onmiddellik kan uitkom, so ons ondersteun enigiemand asseblief om op 'n veilige plek te kom as daar enige mishandeling is. So maar dit is belangrik, dit is net met hierdie online wêreld, ons ouers, die ouer generasie het meer geweet om met moeilike tye saam te leef. Dit is die punt wat ek wil maak. Ek sê nie ons moet teruggaan en alles so doen nie, maar daai karakter van die heeldag hard werk op die land en in die huis, voor elektrisiteit, daar was nie iets soos gemak en afleidings nie. So almal was toegewyd in hierdie konteks en dan saam met die kerk en die samelewing. En ons leef in 'n tyd wat alles bevraagteken word en dan is daar die polarisasie nog tussen mans en vroue ook op die online wêreld. En dit is so sleg vir mans en vrouens, want tradisioneel, ons werk saam as mans en vroue om te oorleef en 'n suksesvolle samelewing te skep. En hier sal ek sluit selfde geslagpaartjies ook in die einde van die dag, ons moet saamwerk en nie teen mekaar werk nie. So die tema wat altyd deurkom is spanmaats, want as ek die ander persoon sien as 'n opponent, dan is ek in my veg en vlug. En van daardie plek af hoor ek dan die ander persoon as my vyand en moet ek jou op afstand hou. En dan kan jy nie lief wees vir iemand nie. Ek bedoel, as jy jou betere helfte en jou pasmaat sien as jou vyand, al is dit nie iets wat jy hardop sê nie, jy dink dit net in jou kop, dit gaan langtermyn baie lelik uitdraai dan. Want waar is die liefde dan? Waar is die opregte omgee liefde? En dit is die ding, ons almal sê, ons begeer 'n volwasse, opregte, intieme verhouding, maar eintlik in ons senuweestelsel kies meeste van ons om egter veilig weg te kruip agter mure. En ek gebruik juist die dapper intimiteit. Ek hou van die konsep van om my muur te laat sak, om die gordyne oop te trek en die vensters waarwyd oop. Dit vat dapperheid. Want as ek myself heeltemal wys, mag ek dalk nog meer seer kry. Maar dis eers wanneer ek myself werklik wys, is daar die moontlikheid van konneksie, veiligheid en om te behoort. En om vir die 7 genotsoeke wat jy sê, dis maklik die eerste ongemak wat daar is om net weg te hardloop en eerder iemand anders te vind wat meer van is. Maar om te kan dan 'n moeilike gesprek te hê en net te sê, luister, om vir die persoon te sê, ek voel nou seer gemaak of ek voel nou jy hok my in of jy wil my beheer, dit vat dapperheid, want die persoon kan nou nog slegte dinge sê of as die ander persoon op 'n volwasse plek is en ook 'n volwasse verhouding moet bou, kan ons sê, "Sjoe my skat, die laaste ding wat ek wou doen. Skus, ek is so jammer jy het my so gehoor. Ek het eerder dit en dat bedoel." Ja. Maar om by daai plek te kom, moet albei waag om hulle mure te laat sak. En daardie kommunikasie vat dapperheid en meeste van ons ken dit nie en dis die ander belangrikste punt dan om die vraag te antwoord. Ons weet nie hoe om te luister nie. Ons weet nie hoe om ons behoeftes te kommunikeer op 'n volwasse manier nie. Sure. Want dis in hierdie wisselwerking van om te luister na my maat se ervaring. Want as jy kyk na hierdie 9 dryfvere, dink aan as 9 verskillende virtuele werklikheid kopstelle. Ek en jy sit in dieselfde situasie, ons sien dieselfde ding, dieselfde woorde. Die een binne hulle virtuele realiteit voel meer veilig en per ongeluk word jou diepste vrees gesneller en die ander persoon is onbewus van. Ja, ek is nie bewus daarvan dat ek iets in jou, soos die Engelsman sê, getrigger het, wat jou ongemaklik of min of dalk onveilig laat voel nie. En die moeilike ding daar is, en hierdie tel dalk seker vir elke ouderdom daar buite, is jy moet bereid wees, soos jy nou gesê het, om daaraan te werk. Nommer 1, jy moet wil werk dan. As jy nie iets gaan wil werk nie, gaan jy verseker nie
daaraan werk nie. Ja. En om te Ja. weet dat daar iets soos verskillende persoonlikheidstipes is, jou man, jou vrou, jou kinders, wat verskillende persoonlikheidstipes het, en daarom is daar baie keer krapperigheid en 'n bekleierery en so. En dan, ek dink ook om te weet dat dit normaal is, om 'n disagreement te hê en nie saam te stem met iemand altyd nie. Die siklus is, daar is harmonie en dan is daar konflik en dit is die kritiese punt wat maak dat verhoudings bly werk is. Kan jy dan weer herstel? Want dan, as jy die siklus kan wees van harmonie, konflik herstel, dis waar die verhouding dieper groei en selfs julle verhouding as 'n veilige huis, dat Ja. dit meer stabiel raak, want hoe meer en meer julle kan herstel, hoe meer en meer kan jy leer. Weet jy, ten spyte van ons diepste vrese en snellers, is hierdie 'n veilige spasie vir ons om te wees wat kan floreer. Dit is pragtig. En dit vat bewustelikheid om dit te kweek. Renier, baie dankie vir jou tyd vandag. Ek waardeer dit ongelooflik baie en ek dink dit was 'n baie waardevolle gesprek gewees. Ja, groot plesier Karla en heerlik om in Afrikaans hieroor te gesels. Ja, en onthou, ek wil jou herinner, ons gaan dit op ons sosiale media ook sit, as dit iets is waarin jy geïnteresseerd is, lewensafrigter, of as dit kom by jou en jou beter helfte, dalk julle persoonlikheidstipes en julle verhouding self, reik uit na Renier toe. Hy is 'n gekwalifiseerde lewensafrigter en geakkrediteerde Enneagram praktisyn. Hierdie gesprek gaan ook gepotgooi word en sal beskikbaar wees op Pretpot as ook op Spotify. En nou eers skuins voor jou nuus.